Goeiemôre Impak Kerk, dis Woensdag, dis winter, hè? Dit is verskriklik koud. Ek het 3 baadjies aangehad vandag. Ek het vandag vir iemand gesê, ek is gedres vir hitte, nie vir looks nie. So, dis letterlik hoe ek voel vandag ook. Verseker. Hoorie, baie dankie vir Sondag. Ek dink die span het amazing gedoen. Ons gaan Oudtshoorn bedien en julle het byk gedoen, wel dan. Dit was 'n Sondag geweest. En Oudtshoorn goed gegaan. Goed gegaan, baie goed gegaan. Die Here het ons gehelp. Ek het so 9 ure bedien altesaam tussen Saterdag en Sondag het ek op die mikrofoon in my hand was. My stem was bietjie gebreek gisteroggend, maar die Here het ons mooi gehelp. Amen. En voor ons begin, onthou Sondag wat nou kom, belangrike dag, Vadersdag. Dad jokes. Dad jokes. Moet nie mis. My tema is Humpty Dumpty en dis regtig 'n preek wat jy nie wil mis nie. Jy nooi iemand saam, bring iemand saam, bel iemand, bel jou pa se pa, laat al jou vriende hulle paas bring. Ja. Man, kom net, bring mense en ons gaan awesome oggend. Die dag gaan ook iets wees vir elke paas, al wat ek gaan sê. Spesiale oggend. Kan nie wag nie. Kan nie wag nie. Maar ons het vanoggend gepraat oor nuwe wynsakke. En ek het jou preek geluister. Terwyl ek gery het so. En well done. Ek wil hom so begin want ek het 'n klomp wat ek wil op die tafel gooi, maar ek wil hom so begin. As jy jou preek moet opsom in 1 paragraaf. Wat was as jy nou vandag terugdink? Want baie keer Sondag dink ou terug oor jou preek en dan sal daai een moment wat jy voel, daar's die punchline. Dit gaan oor om saam met die Heilige Gees te vloei, want hy ken die koninkryk van God in ons lewens. Hy wil daai koninkryk in elke area van ons lewens instort, maar as ek by die ou manier wil bly, kan ek nie in daai krag beweeg wat hy daar vir ons gesit het nie. Met ander woorde, en hier is my challenge, of my een van die tafel sit, ander woorde, ons moet leer om kapasiteit te maak vir Heilige Gees om ons te verander. Ja. En as ek sê ons verander, ek dink dis meer 'n mind gedagte, 'n change hierbo. Elke aksie kom tog maar van 'n gedagte af, is dit nie? Dis die waarheid. Dis hoekom hy ook gesê het om daai wynsakke weer sag te kry en rekbaar te kry, pliable te kry, moet ons die mind renew deur die woord. Eerstens, so die was van die sakke met die woord van God, sodat ons gedagtes vernuwe kan word, en dan maak ek die kapasiteit meer, want die olie wat ingesmeer was daardie kommunikasie saam met die Heilige Gees, ingebed in sy teenwoordigheid, wat daai sak dan weer lekker sag maak en ontvanklik maak vir dit wat hy wil doen, nie ek wil doen nie. Het vir my baie laat wonder het, wat van jou opinie af, wat keer mense? Ons praat baie, jy redelike groot deel gepraat oor verandering, wat ek love. Ek love verandering, ek hou weer van verandering, alhoewel my baie keer so 'n bietjie angstig maak, 'n bietjie ek hou van 'n kans vat, maar as ek hom gevat en dink ek, ek weet nie weer 'n goeie idee was nie, dis daai tipe scenario, dat ek myself by kort uitvang in daai tipe ding, waar ek als net die instruksie van God, ek wil nie sê betwyfel nie, half meer twyfel of well, I have the tools to do that, as dit sin maak. Ja. Maar wat dink jy is die een ding wat die mens keer om te verander? Gewoonte, comfort. Dis Comfort. Die comfortzone. Ja. Die gemakplek. En kom ek bring in 'n perspektief. Ek is baie excited oor die nuwe kerk en ek weet daar nog baie gebeur en daar moet nog baie water in die see loop vir ons om daar ons eerste dienste kan hou wat dit werd is, maar ek het al hoeveel keer vir myself, ek het vir Almariek nou gesê, as ek dink die laaste diens op hierdie preekstel om preek, hierdie voor gaan preek, dit gaan taai wees hoor. Dit gaan 'n moeilike dag wees. Want is 15 jaar al hier, nou net toe ek hier instap vir die opname en ek stap hier in, en ek maak daai kant ingang se deur op en ek kyk in die kerk nog myself, hierdie is eintlik so 'n nice plek. Ja. Dis so lekker kerk, gebou. Hierdie was die beste, en wat ons in die laaste 10 jaar gedoen het hier, en al verander het. Elke keer glo, met die guidance van die Heilige Gees, met die Here wat gesê het, wat van hierdie, wat van daardie. Ja. Verseker, maar nou moet ons kan hier bly, en hier is die konteks, en is gemaklik hier, almal het ons plek, almal weet waar is die toilets, ons almal weet waar is die coffee connection, dis gemaklik. Ja. Of ons kan intap by wat die Here wil doen. Ja. En ons weet al hoe lank hy wil iets doen. Verseker.
Dis 'n woord wat oor die laaste paar jaar en dit wat hulle in die begin van die jaar oor jou oor impak en die gemeentes onder impak geprofeteer is. Ja. Ons weet hy's besig met 'n move. Ja. Ons kan dit mis. Ons kan. Ons kan. En dis baie keer en dis my volgende vraag. Ek wonder hoeveel keer het ons nie al goed gemis. Hoeveel nie kom ons praat van myself. Kom ek dan nie vir algemeen. Hoeveel keer ek nie al goed in my lewe gemis. Toe ek in 'n hoërskool luister word, hoeveel keer ek nie al goed gemis omdat ek baie keer dalk bang was. Ja. Om net te verander nie, om uit my gemak uit te stap en God te vertrou op sy woord. Ons sing daai liedjie so baie, take you at his word. I'll take you at his word. En ons almal, yes, kan doen. En die oomblik as ons kom by daai plek van we'll take you at your word, dan dis nie so maklik nie, né? En daar is 'n verskriklike interessante konsep eintlik, want is ons besig om God nie te vertrou nie, of is ons besig om te reageer uit 'n plek uit waar ek vrees dat ek sal faal, dat ek nie goed genoeg sal doen nie, dat ek nie in staat sal wees om dit wat hy daar gesit het uit te leef en uit te dra nie. Kom jy vind nie maar met daai selfde ding oor en oor nie. Hy weet, hy ken ons baie goed en nou die Bybel sê hy het nie die gees van vreesagtigheid gegee nie. Nou dit sê vir my een ding, daar's 'n gees van vreesagtigheid. It's a spiritual thing. En baie keer is daai gees van vreesagtigheid is juist om God te vertrou. Wat as dit nie maak nie? Ja. Petrus stap op die water vir 'n oomblik toe hy nie die gees van vreesagtigheid toegelaat het nie. He did miracles. Het hy wonderwerke gedoen. Die oomblik toe hy toelaat dat die gees van vreesagtigheid om kom en hy wil hierdie maak nou nie meer vir hom sin nie. Hierdie is nou nie meer prakties nie. Toe raak toe en onmiddellik probeer hy die ou nuwe wynsak indruk of die nuwe wyn in die ou sak indruk altans. Ja. En toe loop hy goed skeef. Toe eindig hy in die water op. Ek dink soveel keer beleef ons onsself in situasies soos wat Petrus daar was. Nou ons wil sê, Here gebruik my. Beweeg deur my. Maar dan sit hy my in situasies tussen mense waar ek gebruik kan word. Waar hy deur my wil vloei en dan trek ons terug. Ja. Ja. Die geleentheid vir die nuwe wyn om te vloei is konstant daar, want die Heilige Gees is in ons. Ja. Ja. Unlimited. Ek het naweek daaroor bedien. Die vroutjie ons weet nou van die wat noem hom die Nuwejaarfees of die in die middel van daai silent years is in die Ou en Nuwe Testament. Was daar daai fees gewees wat in die winter was. Ek het al hier ook al oor bedien. Ja, kom toe. En al wat oorgebly het in die tempel was die botteltjie olie. Dan kan Elisa by die vrou kom en sy sê al wat oorgebly is die botteltjie olie. En die olie het nie opgehou nie. Jy sien die gees van die Here, daar's genoeg wyn om die wonderwerk in ons lewe te doen. Die probleem lê altyd by die wynsak. Altyd. Of die tekort aan wynsak. Is dit nie? Wel, die wynsak is ons. Ek dink daar's baie kinders van die Here. Daar's genoeg wynsakke. Hulle is net nie noodwendig nuut nie. Ja, presies. En kan ek dit sê, ek dink, en ek sê dit baie versigtig, hoe ouer 'n mens word, hoe moeiliker word dit om met hierdie, ek wil nie sê vertroue nie, maar met hierdie geloof, kom ons noem dit vertroue, kom ons moet wat dit is, om daai vertroue te deel, of uit ons gemaksone uit te kom. Hoe ouer ons is, hoe meer raak ons creatures of comfort, sê die Engels so mooi verduideliking. Ons raak so gemaklik in wat ons het, we don't like to change. Jy weet, hierdie skool is so maklik om te verander, elke jaar het jy 'n ander graad, maar die oomblik ons ouer word, voel ons nee, wat ons is happy met wat ons het en waar ons is. En dan sê die Here, maar ek het soveel meer vir jou, ek het so 'n groter plan vir jou, ek het 'n eindbestemming, 'n destiny vir jou, 'n legacy vir jou. En dan, ek wonder hoeveel keer ek het dalk al gemis, waar ek gesê het, nee, ek is okay waar ek is nie. Ek dink ons het dit al baie gemis. Ek weet ek het dit al baie gemis. Waar geleenthede voor my gestel is. En dan wil ek by dit sê, soms het jy daai push nodig van mense wat gemaklik is om te skuif. Ja. Om jou uit jou eie ou wynsak uit te kry. Ja. En as jy ouer word, maar jy's in daai gewoonte van dis okay. En God kom bewys omdat wanneer ek saam met hom beweeg and he comes and proves his goodness in daai situasie, dan raak ek weer, al word ek ouer. Ja. Maar as die oomblik as ek terugsit en die gemak my plek, my vesting. Ja. Wie lees ek nou raak in die skrif hier op Lukas 5:37. Hy sê niemand gooi nuwe wyn ou leersakke nie.
Anders sal die nuwe wyn die sakke skeer. Weer gesê Sondag. Ja. Die wyn kom niks oor en is die sakke wat skeer. Wel vir daai persoon Ja. is die wyn daar op die grond. Die geleentheid wat die Heilige Gees op Jy daai mist dit. oomblik wou gehad het om daai beweging wat ek daardeur jou wou doen, is wasted. Ja. As ons ou sakke is. So nou kry jy skade Ja. en die geleentheid het verby gegaan. Ja. En ons mis God se plan, ons mis sy droom, ons mis sy blydskap, ons mis sy deurbraak, ons mis die testimony. Ja. Kyk net daarop wat hoeveel keer mis ons die testimony van wat die Here vir ons wil gee, omdat ons nie genoeg vertroue in sy woord het nie, of vertroue in die kerkleierskap het nie, of vertroue in wat aan die gebeur is, hoor ons eie opinie dalk belangriker is as die wyn, dat ons sak, en hier is nog 'n gesprek vir julle 'n ander dag. Partykeer honor ons of het ons so reverence vir ons sak. Want ons wil tog net nie die sak verloor nie. Ons hou vas aan hierdie sak, want hierdie sak dra ons nou al vir soveel jaar en die vashou in die sak beteken we missing wat die Here wil hê ons moet doen. En soms het ons 'n sentimentele vashou aan dit. Ons Daar's die woord, is so sentimenteel, ja. Yes, what God did in the past. En ons wil tog net nie laat gaan van dit wat hy al gedoen het Ja. nie, want dit was nice op die oomblik. Dit was belangrik vir ons op die oomblik. Dit het ons lewe en iemand anders se lewe moontlik diep geraak en geïmpakteer. Ja. And I don't want to lose that. Ja. Maar deur vashou aan dit mis ek die nuut. Ja. En dieselfde asem. Ek dink nou aan Moses, ken die storie in die woestyn. Paul slang op die woestyn. Wonderwerk vir daai oomblik. Ja. Vir daai oomblik het daai slang op die paal die volk genees. Die Here het daai ding spesifiek gebruik. Paar 100 jaar later sê dieselfde Here vir hulle, luister, daarin het hulle afgod geword, gooi hom weg. Ja. Verbrand hom. Dis presies. Oor hulle nie die sak wou verander nie. Hulle was so die slang het belangrik geword as wat God doen. En dis die probleem met die sak baie keer. Ons hou so vas aan die sak dat die sak raak vir ons belangrik, die nostalgie, daai raak so belangrik dat ons mis die wyn. Ja. Mis die hart van God. En hy is besig om vinniger te beweeg. Verskriklik. En hy is besig om meer te doen, want ons weet die einde is naby. Ja. En of ons kan saamgaan met dit wat hy in die eindtyd wil doen en deel wees van sy eindtyd kerk. Ja. Sy eindtyd warriors, die bruid wat voorbereid is, of jy gaan nog steeds hemel toe. Hy's nie kwaad vir jou nie. You're just not going to be part of it. Ja. Jy gaan 'n paar stories minder hê om op bo te vertel. Hier is my uitdaging vandag aan jou wat luister. Wat ek weet die Here challenge jou. Jy luister nie per ongeluk na hierdie podcast nie. Ek weet die Here daag jou uit in 'n sekere areas. Die Here is besig om jou so 'n bietjie in jou gemaksone te skud en dis eintlik 'n goeie ding. Alhoewel dit nie lekker is, dis 'n partykeer 'n goeie ding want die Here wil jou stretch. Hy wil jou vat na iets beters toe. En ek wil jou uitdaag. Ek wil daai challenge vir jou sit. Hou op skop. Die Here het Paulus gepraat. Hy sê vir my, hou op skop teen die prikkels. Hou op skop teen wat ek vir jou wil doen. En ek wil half jou encourage vandag vir sê, hou op beklei teen die nuwe wyn. En hoe meer jy beklei, hoe minder wyn gaan jy, hoe meer wyn gaan mors. Ja. Sê Here, hier is ek, vorm my, maak my. Ons het in die ou dae 'n koortjie gesing. I surrender all. What a song. En ek dink dis self die konteks. Here, ons gee oor. Wat jy ook al wil doen met hierdie sak, verander hierdie sak. Al is dit seer, is ongemaklik, let's do it. Kom ons beweeg saam met die Here. Amen. God bless jou, ek sien jou Sondag.